Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak en die skoene van bereidheid om die boodskap by te dra. Ons dra as helm verlossing en die woord van God as swaard en vir altyd die geloofsweg totdat Jesus ons kom haal. Goeiedag geliefde. Dit is nou maar eenmaal so, ons lewe in die dae van onheil. En daarom is dit belangrik dat ons uit die woord uit gaan leer hoe om daarmee te maak. En kom ons gaan vandag terug na die Ou Testament toe. Want in die Ou Testament al het God se mense geweet wat om te doen in die dag van onheil. En 'n eenvoudige, baie bekende vers vandag, Spreuke 18 vers 10. Die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige vind daar skuiling. Skuiling in die naam van die Here. Dit is waarin die regverdige en in ons geval Nuwe Testament mense, die wat regverdig gemaak is deur Christus, dis waarin ons hardloop. Dis waar ons skuiling vind in die naam van die Here, want die naam van die Here is 'n sterk vesting. Juis in hierdie dae van onheil waarin ons leef, vind ons dat die naam van God, ons God, Jesus ons Here, ons Redder, ons Verlosser, die Koning van die konings en die Here van die heersers, so misbruik word. Het jy al opgelet in Hollywood films, in mense se omgang, wanneer mense die naam van die Here uitlik gebruik, dat dit altyd ons God se naam is wat gebruik word. Jy hoor nie ander gelowe se God se naam wat gebruik word nie. Jy hoor nie Allah of Mohammed of Krishna of Vishnu of enige so iets wat in 'n sin gebruik word as 'n kragwoord nie. Dit is net en by uitstek so in Hollywood dat Jesus Christus gebruik word. Hoekom is dit so? Want dit is die enigste God se naam wie en daar werklik krag is. En onwetend weet mense dit. En onwetend, wanneer hulle dit as 'n kragwoord of 'n stopwoord gebruik, is hulle besig om voor Christus Jesus te buig, om te erken dat hy die koning van die konings en die Here van die heersers is. En nou het ek en jy wat respek en eerbied het vir sy naam, daardie wonderlike voorreg, dat dit nie net vir ons 'n kragwoord is nie, dat dit nie net vir ons 'n stopper is in ons woordeskat nie, maar dat dit vir ons die plek is waarin ons skuiling vind. Dit is so mooi, dat God ook sê in die Nuwe Testament, dat in die laaste dae, en dit is nou, lees ons, sê hy, in daardie dae sal die ware aanbidders God deur die Gees en in die naam van Jesus Christus aanbid. En dit is wat ons doen op die dae van onheil. Of die onheil nou is, die onregverdigheid waarmee jy behandel word, die onreg van die lewe en die swaar van die lewe wat vir jou by 'n oop graf laat staan, wat jou voor 'n spieël bring waar jy vir jouself moet kyk en jy is deurtrek van een of ander siekte, wat dit ook al is, dan het ons die kragtigste naam nie om ydelik te gebruik nie, maar in te vlug. En ek wens vir jou, op jou dag van onheil, net die vermoë, die herinnering, dat jy in die naam van jou God kan invlug, want dit is jou veilige vesting, dit is die regverdige se veilige skuilplek. Mag jy in die kosbare naam, Christus Jesus die Seun van God, al jou veiligheid en skuiling vind. Shalom. Vind jou krag net in die Here, vra dit van hom dag na dag, en doen dit alles bidend, deur die Gees van God tot krag. Wees waaksaam, bid gedurig, trek jou wapenrusting aan, sodat jy soldaat vir Christus na verlorenes kan gaan. Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vrystaat en die skoene van bereidheid om die boodskap by te dra. Ons dra as helm verlossing en die woord van God as swaard en vir altyd die geloofsweg totdat Jesus ons kom haal.
harnas van vryspraak en die skoene van bereidheid om die boodskap uit te dra. Ons dra as helden verlossing en die woord van God as zwaard en vir altyd die geloof soek totdat jy